maak ons Bybels oop by Handelinge 15. Ons het al 'n lekker eind gereis. Daar is nog so 13 hoofstukke oor na die einde van die jaar toe. Ek hoop dit is vir jou betekenisvol. Ek hoop dit is vir jou 'n goeie ervaring as jy so stelselmatig deur 'n boek werk. Vir my persoonlik beteken dit baie want as 'n mens so besig is met die teks, dan onthou jy wat jy die vorige week gesê het of waarmee jy besig was. En dit sit sommer in 'n mens se hart. Soos julle kan onthou, Karin het laasweek met ons gedeel aan die begin, die eerste gedeelte van Handelinge 15. En in Handelinge 15 gaan dit oor twee groot, baie swaar, gewigtige sake in die vroeë kerk. Julle sal nou onthou, die eerste gedeelte, gaan vang dit sommer op YouTube as jy dit gemis het. Dan gaan jy dit mooi daar kry. Alles is daar vir jou mooi opgeneem op ons kanaal. En dan haal jy lekker in en dan is jy op dieselfde bladsy as waar ons vandag is. Daarin in hoofstuk 15, die eerste gedeelte, word die evangelie uitgedaag. Die evangelie word uitgedaag. Is die evangelie van Jesus alleen genoeg? Of is dit plus iets anderster? En hulle het op die einde van die dag, het hulle by 'n punt uitgekom waar hulle nie gekompromiteer het rondom die evangelie nie. Hulle het gesê, dit is waaroor dit gaan, en dit is die kern van die evangelie. En aan die ander kant was hulle ook akkommoderend gewees om 'n paar belangrike goeters wat vir die Jode belangrik was, ook in ag te neem. En so is hulle dan nou met hierdie boodskap terug en het hulle dit gaan aflewer en dan is ons vandag in vers 36. En vers 36 nota aan jou oor. Julle sal onthou ons is klaar met die eerste sendingreis. Paulus het van Antiochië in Sirië, het hy reg deur beweeg en hy het teruggekom tot in Jerusalem, terug in Antiochië. En hier in hoofstuk 15 vers 36 begin die tweede sendingreis eintlik amptelik. So ons lees daar in vers 36 net tot vers 41 hierdie paar versies. 'n Tydjie later, dis nou nadat hulle in Antiochië aangekom het, 'n tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here, die evangelie verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamgeneem het. Maar Paulus het gedink, dit is nie reg nie. Dis nie reg om die man saam te neem, wat hulle in Pamfilië verlaat het, en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle twee so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem en met 'n skip na Siprus toe vertrek en Paulus het vir Silas gekies en hy het vertrek nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Op pad na Sirië toe, deur Sirië en Cilicia het hy gereis en hy die gemeentes geestelik versterk. Net daai paar verse. So ek gaan dit weer 'n keer vir jou lees, en ek wil hê jy moet sommer net luisterend hoor wat hierdie teks vanmôre vir jou sê. Vra vir die Gees, wat hoor ek, nog voordat iemand iets hieroor gesê het, wat hoor ek, wat sê u Gees vir my vanmôre, wat staan uit hierdie teks uit, wat praat met my? 'n Tydjie later het Paulus vir Barnabas gesê, kom ons gaan kyk hoe gaan dit met die gelowiges in al die stede waar ons die woord van die Here verkondig het. Barnabas wou vir Johannes, wat ook Markus genoem is, met hulle saamneem, maar Paulus het gedink is nie reg nie. Hy het nie gedink dis reg om die man saam te neem, wat hulle in Pamfilië verlaat het, en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Hieroor het hulle twee, Paulus en Barnabas, so skerp verskil, dat hulle van mekaar geskei het. Barnabas het toe vir Markus geneem met 'n skip na Siprus toe vertrek, en Paulus het vir Silas gekies, en hy het vertrek, nadat hulle deur die gelowiges aan die genade van die Here toevertrou is. Hy het deur Sirië en Cilicia gereis, en die gemeentes geestelik versterk. Wat doen wedergebore kinders van die Here, wat passievol lief is vir die Here, en vir sy saak, en vir sy koninkryk, wanneer hulle nie saamstem oor 'n saak nie?
Ek dink dit pas baie mooi in by ons jaartema, want ons is nie heilige, volmaakte, geredde mense sonder sonde, sonder skerp kante, sonder foute nie. Om in pas met Jesus te leef beteken nie dat ek en jy is gelyk aan Jesus en sondeloos is nie. Dit beteken dat ek en jy die begeerte het, 'n groeiende begeerte, 'n opregte begeerte om al hoe meer in die ritme, die manier van Jesus in te groei en deur die Gees van die Here gelei en bekragtig te word. Nou nie ek of jy, of enige iemand van ons vanmôre, het reeds die plek bereik waar ons vanmôre kan sê, what a good boy or girl am I nie. Hierdie preek is nie van toepassing op my nie, want in Jesus se pas en sy voetspore is ek perfek. Dan kan jy vanmôre die gebou verlaat en dan kan jy huis toe gaan en dan kan jy sê, maar dis nie vir my nie, maar ek gaan nie bly. Want dit wat hier staan praat met my en ek glo dat dit ook met jou gaan praat. So wat beteken dit om in pas met Jesus te wees? Dit beteken dat ons selfs wanneer ons nie saamstem oor 'n saak met ander gelowiges nie, dat ons ietsie van die karakter, die ietsie van die prioriteit van Jesus en Jesus se hart en sy visie sal kies en sal groei in die rigting in. So wat maak kinders van die Here as hulle nie saamstem nie? En ek wil dit vanmôre duidelik kwalifiseer. Ek wil nie vanmôre praat oor ek is 'n wedergebore kind van die Here en ek kruispaaie met iemand na buitekant in die werksplek of waar dit ook al is vir nou nie, ons gaan later daarby kom. Maar wat nie in die Here glo nie, wat goddeloos is, wat 'n roekelose lewe leef en ek en hy of sy stem nie saam oor 'n saak nie. Ons begin vanmôre, as ons na hierdie konteks kyk en ons kyk na hierdie teksgedeelte, dan kry ons twee uitverkoopte kinders van die Here, passievol vir Jesus, wat nie om dieselfde vuur kan sit rondom 'n spesifieke saak nie. En dit laat my dink aan die twee mense wat iewester in 'n ou stam behoort het. Iewester so in 'n afgeleë plek. En hierdie twee mense was lief vir die stam. Hulle was lief vir hulle mense. Hulle was goeie mense gewees. En hierdie twee mense het iewester in 'n situasie beland waar hulle twee van mekaar verskil het. En toe hulle so met mekaar verskil, het hulle twee besluit afsonderlik, maar kom ons gaan na die wysheer toe, na die ou man van hierdie stam toe wat vir ons 'n bietjie kan help wanneer twee kinders van hierdie stam, twee mense van hierdie stam verskil oor 'n saak. Hulle kom toe by hierdie wysgeer afsonderlik. Die eerste ou kom by hom en sê vir hom, maar daar's iets in my hart wat vir my swaar is en seer is en ek wil asseblief graag 'n bietjie dit met jou deel. En die wysman sê, vertel my jou storie. Vertel my jou kant van jou storie. En hy vertel sy kant van die storie passievol, opreg. En toe hy klaar gepraat het, toe sê die wysheer vir hom, jy is heeltemal reg. Jy is heeltemal reg. So gaan hy weg. Die ander persoon worstel met dit in sy hart. En hy besluit hy gaan dieselfde ding doen. Hy gaan hierdie wysheer sien. Hy maak 'n afspraak by hom. Hy kom by hom uit en hy praat met hom. Hy vertel vir hom die hele storie vanuit sy perspektief uit, vanuit sy hoek uit. En hy het hom so gesit en luister en toe hy klaar is, toe sê hy vir hom, jy is heeltemal reg. En een kant het sy vrou gesit en geluister hoe hy met hierdie twee afsonderlik praat en hoe hy hierdie antwoord vir hulle albei gee. En toe sy hom iewester 'n bietjie alleen kry, toe praat sy met hom, toe sê sy vir hom, maar hoe kan jy dit doen? Hoe kan jy hierdie twee mense uithoor en as die een by jou kom sit en jy luister sy kant van die storie, jy vir hom sê hy's reg en as die ander een kom, dan luister jy hom uit en jy sê vir hom hy's reg. Hoe kan jy vir albei hierdie mense sê hulle kan nie reg wees nie? Hy het daar so gesit en kyk, toe sê hy vir haar, jy is heeltemal reg.
Ons sit met 'n dilemma vanmôre hier. En ek dink as 'n mens gaan lees, dan vra ek, as ek begin en ek lees hierdie teks, dan sal ek dit verskriklik graag nie hier wou gelees het nie. Want is amper soos gister se rugbywedstryd. Dit is so bitter smaak in jou mond. Jy wil eintlik dit nie hier lees nie. Dit is so asof dit nie hoort by die vroeë kerk en tussen Christene wat lief is vir mekaar en lief is vir die Here nie. Maar tog het die Heilige Gees dit op een of ander manier dit so gewil en so geïnspireer toe Lukas sy pen gevat het en hy hierdie geskiedenis van die vroeë kerk neergepen het, hy juis hierdie spesifieke stukkie neergeskryf het. Dit sou so maklik gewees het om hierdie kort gedeeltetjie heeltemal uit te laat, omdat hy tipe verleë voel oor dit wat hier gebeur het, en hy die naam van die kerk en die volk en die volgelinge van Jesus in ere wou beskerm. Tog nie, tog staan dit hier. So die vraag vanmôre is hoekom? En die vraag vanmôre gaan 'n bietjie verder en sê, wat gebeur wanneer twee mense nie langs dieselfde vuur sit nie? En die belangrike wat ek vanmôre met jou wil deel is ek gaan 'n bietjie tyd spandeer in hierdie konteks, sodat jy presies kan sien wat hier aan die gang is en wat hier gebeur het. En dan is ek en jy ook 'n bietjie verleë, want daar is spasies tussen die lyne, en daar's ure en minute in hierdie paar verse wat ek en jy nie hier lees nie. So dit mag klink dat dit vinnig gebeur het, of in 'n paar sekondes se tyd, dit het dalk langer gevat, daar's dalk emosies, en daar's dalk goed wat gesê is, wat nie hier neergepen is nie, maar ons glo die Heilige Gees het dit so gelei. So wat ek vanmôre wil doen is ek wil graag vanmôre nie net by die geskiedenis stil staan nie. Ek wil uit hierdie geskiedenis uit ietsie probeer hoor wat hier gebeur het, en dan moet ons tog huis toe gaan vandag met 'n stukkie praktyk. Ek en jy kan mos nie net huis toe gaan en sê, nou weet ons wat gebeur het tussen Paulus en Barnabas nie. So ons moet vandag 'n stukkie met mekaar deel oor wat het toe gebeur tussen Paulus en Barnabas en waaroor het dit gegaan. En dan moet ons van mekaar vra die toe en hoe dit in die nou grond vat. Wat help dit vir ons vandag? En dan aan die einde moet ek en jy een of twee beginsels vat wat ons in ons alledaagse lewe kan gaan toepas. In my huwelik, in my gesin, in my vriendskappe, in my werk, in die bediening, in die kerk, waar dit ook al mag wees. So wat is die agtergrond? As ons hierdie teksgedeelte lees, dan sien ons in vers 36 vir Paulus en Barnabas wat weer op die toneel kom. En as jy vir Paulus en Barnabas hier raak lees, dan sien jy die twee praat met mekaar en dit staan baie duidelik daar, kom ons gaan kyk, hoe gaan dit met die gelowiges in die stede, waar ons twee die woord van die Here verkondig het. So hierdie twee ouens, heel in die begin, is twee ouens, wat op die einde van die dag, ek wil vir jou sê, 3 goeters in gemeen het. In die eerste plek, het Paulus en Barnabas, wedergebore kinders van die Here, die evangelie van Jesus Christus en 'n passie rondom die evangelie van Jesus in gemeen. Hulle het vir 'n ruk lank saam op hierdie roete geloop, hulle die evangelie verkondig, en op die einde van die dag het daar gemeentes tot stand gekom. Hulle is passievol oor die evangelie, daarom was hulle bereid gewees om hierdie pad te loop. Al twee hierdie ouens, Paulus en Barnabas, het 'n passie gehad vir verlore mense. As hulle nie 'n passie gehad het vir verlore mense nie, sou hulle nie hierdie ontberings in hierdie eerste sendingreis saam met mekaar deurgeloop het nie. En hierdie twee ouens, Paulus en Barnabas, het 'n passie vir die kerk gehad. Want ons lees baie duidelik uit hierdie eerste versie uit dat om iemand na die Here toe te lei en daai persoon sy of haar hart vir die Here gee, is nie die wenstreep nie. Dis nie die eindstreep nie, dis die skoot wat klap. So Paulus en Barnabas het die kerk, die liggaam van Christus, van Jesus, so lief, dat hulle twee met mekaar beraadslaag en sê, maar kom ons gaan terug na hierdie mense toe, wat eers verlore was, en nou die evangelie aanvaar het. Kom ons gaan na hierdie mense toe terug, wat gereageer het op hierdie goeie nuus van Jesus.
Kom ons gaan terug na die kerk van Jesus toe. Kom ons gaan terug na die liggaam van Christus toe. Daai klein kerkies, daai klein huisgemeentetjies, daar wat ons gestig het. Kom ons gaan terug na hulle toe, want hulle het 'n passie gehad vir die Here se kerk. Hulle wou hierdie kerk gaan optel het, en hulle het geglo in disippelskap. En hier sien 'n mens baie duidelik goeie tree van disippelskap. Nie net 'n aflewer van die goeie boodskap nie, nie net 'n besorgdheid vir verlore mense nie, maar om te gaan en te investeer en te belê in hierdie mense se lewens. Albei van hierdie mense was edele kinders van die Here wat bereid was om hulle lewe te gee vir die saak van die Here. En ek wil hê jy moet dit vanmôre hoor. Jy moet dit vanmôre duidelik hoor. Dis nie die keiser van Rome wat met Barnabas of Paulus in gesprek is nie. Dis Paulus en Barnabas, passievolle mense vir die koninkryk, passievolle mense vir die evangelie, passievolle mense vir die kerk. Kom ek herinner jou sommer net vinnig aan wie was Barnabas. Kan jy onthou wie's Barnabas? Barnabas is die persoon wat se bynaam eintlik die bemoediger is. Dis die ou wat hart vir mense het. As jy so rukkie teruggaan in Handelinge 9 vers 27, kan julle onthou, Paulus het tot bekering gekom, die ou wat die kerk wou uitwis, ontmoet vir Jesus, hy kom terug in Jerusalem en sê, hallo, ek het vir Jesus ontdek, hy's nou my hero. Hy was eers my zero, maar nou is hy my hero. Wat dink jy het gebeur in Jerusalem? Ek dink die kerk van daai tyd het baie versigtig uitgekyk en gewonder wat gaan aan. Dit was amper soos een van hierdie telemarket oproepe wat jy kry. Jy luister hierdie saak mooi uit en jy's baie versigtig. So, hulle is almal versigtig oor hierdie Paulus wat nou terugkom. Is hy 'n agent? Is hy iemand wat onder die radar werk vir hierdie Joodse kerk? En dan kom hierdie Barnabas, dan sê hy, gee vir Paulus 'n kans, kom ons aanvaar Paulus, ek was saam met hom, ek sien, ek weet, hierdie ou het sy hart vir die Here gegee. Hy het mense raak gesien. Paulus was die passievolle apostel, die sendeling, wat gestuur is. Hy het volledig gefokus op die evangelie, en vir hom was die uitbreiding van die koninkryk van God prioriteit. As jy nou na mense se persoonlikhede gaan kyk, en is nou blou, groen, geel, waar dit ook al is, dan sou 'n mens kon sê dat hierdie twee duidelik van mekaar verskil het, né? Hulle harte het op ander plekke gelê. Paulus het op die einde van die dag 'n passie gehad vir die koninkryk. Maar hierdie twee manne het saam gereis, julle. Hulle het vir 'n paar jaar saam gereis. Hierdie twee ouens het saam gepreek. Hulle het saam swaar gekry. Hierdie Barnabas het waarskynlik daar by Paulus gestaan toe hulle hom met die klippe gegooi het en hy half dood was of waarskynlik dood was. Hulle het saam mense bedien en hulle het saam die evangelie verkondig. 'n passie. En dan gebeur daar iets. Dan gebeur daar iets tussen hierdie twee mense wat lief is vir mekaar, wat lief is vir die koninkryk, wat lief is vir die evangelie, wat lief is vir die kerk, wat lief is vir verlore mense. Paulus maak die voorstel, kom ons gaan besoek hierdie ouens, en Barnabas is op daai oomblik vers 37 opgewonde, entoesiasties daaroor. Hy het nie dadelik gesê nee nie, maar toe Paulus hierdie passie van hom op die tafel neersit, kom Barnabas se passie op die tafel, en Barnabas sê, maar kom ons vat vir Johannes Markus saam met ons op hierdie reis. Ek is opgewonde oor die evangelie, die koninkryk, die kerk, kom ons gaan terug op hierdie pad. Hulle gaan terug na die kerke toe, wat die dorpe wat hulle gestenig het, hulle uitgejaag het die dorp, hy's in, albei is in, kom ons gaan. Kom ons vat Johannes Markus saam. Wie was Johannes Markus? Johannes Markus was Barnabas se neef, sy bloedneef. As Barnabas hierdie voorstel op die tafel sit, dan gebeur daar iets. Paulus se passie is kom ons gaan ondersteun hierdie gemeentes, kom ons gaan werk aan hierdie disippelskap. Barnabas sê ek is in, kom ons vat Johannes saam. Miskien klink dit vanmôre vir jou na 'n baie edele, goeie voorstel.
Dis beter om 3 mense te gaan as 1. 2 is beter as 1. En hy maak hierdie voorstel, en die oomblik toe hy hierdie voorstel op die tafel sit, toe gebeur daar ewe skielik iets, wat 'n stuk spanning tussen hierdie 2 kampvegters vir die evangelie, vir verloores en vir die kerk ontwikkel. Maar vers 38, Paulus het gedink, dis nie reg om die man saam, Johannes Markus saam te neem, wat hulle in Pamfilië verlaat het, en nie end uit die werk saam met hulle gedoen het nie. Die oomblik toe Johannes Markus se naam op die tafel kom, toe gebeur daar iets in Paulus se lewe. En dan kom daar 'n reaksie van Paulus se kant af, en Paulus sê, ons kan nie hom saamvat nie. En die rede hoekom ons hom nie kan saamvat nie, is omdat hy ons in Pamfilië verlaat het, en in 'n boot geklim het, en skuins oor die see terug Jerusalem toe is, en nie saam met ons end uit hierdie pad geloop het nie. En nou begin die spanning in hierdie verhaal agterkom. Wat gebeur nou wanneer 2 kinders van die Here, 2 mense wat lief is vir die Here, vir die koninkryk, vir verlore mense, verskil oor 'n saak? En wat is die saak hier? Die saak hier is nie Paulus en Barnabas nie, die saak hier is Johannes Markus. En wanneer Paulus dit op die tafel sit, dan sê hy, hierdie ou het ons in die steek gelaat. En daarom voel ek, Paulus, sien ek nie kans om hom saam te vat as ons hierdie gemeentes weer gaan besoek nie. Barnabas aan die ander kant sê, nee, ek kyk anderster na hierdie situasie. Kom ons gee hom 'n kans, kom ons vat hom saam. En as 'n mens hierdie teksgedeelte so lees, en ons kom verder, dan dink 'n mens amper maar, dis Christene. Dis albei mense wat 'n passie het vir die koninkryk, vir die evangelie, vir verlore mense. Die volgende versie moes eintlik gesê het, en hulle het mekaar gevind, en hulle het vorentoe beweeg. Maar dan staan daar in vers 39, hieroor het hulle so skerp verskil van mekaar, dat hulle paaie geskei het van mekaar. En dis nou hier, hoekom 'n ou nie hierdie teks in die teks wil hê nie. Maar dit voel vir ou, dit hoort nie hier nie. As dit nou goddelose mense was, dan sê hulle ou vir mekaar gesê het, okay, ons verstaan dit. Moenie Christelike beginsels van ongelowiges aanvaar of verwag nie. Hieroor het hulle albei so skerp verskil. Paulus aan die een kant, sy visie, sy siening, en Barnabas aan die ander kant, sy siening en sy opinie om vir Markus saam te vat. In die teks daar staan skerp verskil, en julle moet dit nie gaan saggies lees nie, gaan kyk wat staan daar in die Grieks. Hulle het met mekaar ernstig verskil. Dit was nie een van hierdie gesprekkies wat so oor rugby gegaan het by die braai nie. Dit was 'n ernstige verskil tussen 2 passievolle mense vir die koninkryk, vir die kerk en vir verlorenes, oor die saak van Johannes Markus. Albei, ek dink Markus het energie gehad, Paulus het energie gehad, dis hoekom die teks sê, hulle het skerp hieroor met mekaar verskil. En ons moet tussen die lyne maar gaan lees, ek weet nie wat dit presies daar gegaan nie, en wat dit presies alles gebeur nie, maar Barnabas het toe vir Markus geneem, en hy het toe met 'n skip na Siprus toe gegaan, na die eiland toe. Waarom het hy na Siprus toe gegaan? Want hy kom van Siprus af. So hy het sy neef gevat, en hulle het na Siprus toe gegaan. En dan sê die teks, Paulus het vir Silas gekies, die mense het hulle hande op hulle gelê, hulle is toe vertrou in die Here, en hy is toe na Sirië toe op, en toe na Cilicië toe, en hy het daai gemeentes gaan besoek. So hier is 'n stuk spanning, hier is 'n stuk spanning binne in die kerk tussen 2 gelowige mense. Wat maak ons wanneer toegewyde kinders van die Here met mekaar verskil en nie om dieselfde tafel kan sit rondom hierdie saak nie? Ons kan baie mooi hierso sien dat hierso 2 perspektiewe op die tafel was. Wanneer 2 mense, luister mooi, wanneer Paulus en Barnabas hier konflik beleef, beteken dit nie dat een persoon die waarheid sien
en die ander persoon is blind nie. Ek dink jy het al saam met my begin wonder, net soos wat ek as ek hierdie teks lees wonder, wie was nou reg hier? Is Paulus reg gewees? Is Paulus reg om te sê, ons vat nie vir Johannes Markus saam nie, want hy het ons daar in die steek gelaat? Is Barnabas reg wat sê, maar kom ons vat vir Johannes Markus saam? Is 'n nuwe geleentheid, kom ons vat hom saam. Ek dink hierdie twee ouens, as jy hierdie teks mooi lees, sien verskillende kante van dieselfde situasie. Wie's op die tafel? Wie's op die tafel? Johannes Markus is op die tafel hierso. So as Paulus praat en Barnabas praat, is die saak waaroor dit gaan Johannes Markus. Moet hy saam of moet hy nie? En ek dink albei van hulle het 'n perspektief. Albei van hulle gaan kyk vanuit verskillende kante na hierdie saak. Ek dink albei van hulle sien verskillende risiko's raak. Ek dink Paulus sien ons moet vir ons lewe veg op hierdie sendingreise. Ons lewe is in gevaar. Hierdie ouens gooi ons met klippe. Ons sit in die tronk. Johannes Markus kon die vorige keer nie hierdie spanning hanteer nie en daarom het hy waarskynlik huis toe gegaan. Hy het nie sy geloof verloor nie. Ons gaan nou weer by Johannes Markus uitkom. Hy het net nie meer kans gesien om saam met Paulus te gaan nie en hy het 'n ander koers ingevat. So Paulus sien 'n risiko. As ek hierdie ou saamvat, gaan hy iewester dalk weer onder hierdie spanning van hierdie teenkanting, gaan sy knie knak en dan sit ons met hierdie ou. Barnabas weer aan die ander kant sê, maar Paulus sien jy nie 'n geleentheid raak nie. As ons nie hierdie ou op ons sendingreis saamvat nie, dan is die risiko dat ons hom dalk vir altyd gaan verloor of daar gaan iets in sy lewe gebeur. Albei kante het risiko's. Ek dink elkeen van hierdie twee benader hierdie situasie met verskillende behoeftes. Nou jy moet hierdie ding nou begin huis toe vat. Ons gaan nie hier stop vandag en jy gaan huis toe met 'n les oor Paulus en Barnabas punt nie. Wat maak jy, soos ek, wanneer liefdevolle, uitverkore, passievolle kinders van die Here oor sake met mekaar verskil? Ewig verskil. So jy moet jouself hier begin indink, wanneer ons in situasies kom waar ek en jy konflik het, in die huwelik, in die huis, by die werk, by die kerk, waar ons is, watter verskillende kante kom op hierdie tafel? Watter verskillende risiko's is ter sprake van my kant, van jou kant en die ander kant? Met watter behoeftes kom Paulus op die tafel en met watter behoeftes kom Barnabas op die tafel? Wanneer jy in 'n konfliksituasie is, wat is jou behoeftes? Waarmee kom jy na die tafel toe in hierdie konfliksituasie? Verskillende ervarings. Ek dink Paulus het bagasie wat hy saam met hom vat. Barnabas het bagasie wat hulle saam met mekaar dra. En wanneer ons in 'n konfliksituasie kom en dit gaan oor 'n saak, dan is hierdie bagasie baie keer deel van hierdie ervaring. En ek sien duidelik in hierdie gedeelte, daar's verskillende moontlikhede. Wanneer ons in konflikte met mekaar betrokke raak, is daar definitief verskillende moontlikhede. Vat vir Johannes Markus saam of nee? So wanneer ons in 'n konfliksituasie is, soos hier, dan moet ons altyd onthou, daar's meer as een perspektief. Daar's meer as een perspektief. Een persoon sien die verlede raak, en die ander persoon is gefokus op die toekoms. Paulus fokus op die verlede, Barnabas sien die toekoms. Een sien gevaar, die ander een sien 'n geleentheid. Die een wil beskerm en die ander een wil herstel. In ons eie huise gebeur hierdie goeters ook baie keer. Pa en ma, is ek en jy en ma dalk iewers in 'n situasie en daar's 'n kind en pa sê, ons kan hierdie kind nie weer vertrou nie. Ons kan nie hierdie kind vertrou nie. Kyk wat maak hy is weer vanaand by die huis uit. Hy het weer vanaand nie teruggekom nie. Ma sê, ons moet hom 'n kans gee. Albei van hierdie twee praat uit 'n opregte plek uit. Dis die ma en die pa wat praat oor hierdie situasie. In 'n kerkraadsvergadering is daar 'n klomp ouens wat sê, ons moet versigtig wees. Aan die ander kant is daar ouens wat sê, ons moet geloof hê en ons moet vorentoe beweeg.
Ek dink ons moet vandag hier begin deur vir mekaar te sê, is ek bereid om te erken dat die ander persoon dalk iets sien wat ek nie sien nie in 'n konfliksituasie? Wat maak ek en jy wanneer gelowige mense in 'n konfliksituasie is? Dit was 'n ernstige konflik. So erg dat hulle uitmekaar het beweeg het. Elkeen op sy eie. Paulus, Barnabas. Ek dink hier's 'n paar beginsels in hierdie teks en ek wil vandag vir jou sê, dis moeilike goed hierdie. Konflik tussen gelowiges wat lief is vir mekaar, wat lief is vir die Here, lief is vir die kerk, lief is vir verlore mense, beleef hierdie goed en dit maak seer. Ek dink tussen die lyne staan daar nêrens hier iets van 'n stuk verlies nie. Ek dink in beide van hierdie twee mense se lewens was daar 'n enorme stuk verlies toe hulle uitmekaar uitgegaan het. Toe hulle op 'n punt kom waar hulle sê, ons gaan nou ons eie paaie loop. Het hulle 'n stuk seer beleef, 'n stuk verlies. Ek kan nie glo dat hierdie ouens hierdie pad so saam met mekaar kan loop, deur hierdie wedervarings kan gaan en op die einde van die dag uitmekaar uit kan gaan, sonder dat albei van hulle se harte gebreek is nie. En in jou eie konfliksituasie wil ek vandag dit ook vir jou sê, wanneer julle as gelowiges daar by die huis, in die huwelik, by die werk, waar julle ook al met mekaar in hierdie konfliksituasies is, en 'n ou op 'n punt kom en jy besef, maar hierdie ding is besig om sy te loop, dan daar's 'n stuk pyn en 'n stuk seer, omdat ons te paaie saam met mekaar loop. As ek my strip vir 'n ou hier buite op die straat wat ek nie ken nie, is ek 15 sekondes daarna in 'n ander blokkie in my brein en ek gaan aan. Maar wanneer dit mense word wat naby aan ons is, mense met wie ons 'n pad loop, dan dink ek, het Paulus en Barnabas hier uitmekaar uitgegaan, maar hulle het elkeen 'n dolk in hulle harte gehad. En so gebeur dit met ons ook. En ek het nie vlekkies vanmôre hier agtermiddag nie. As ek hierdie teks deurlees en ek werk met hierdie ding, ek het gisteraand 2 ure geslaap. Dis vir my verskriklik swaar om vanmôre te sê, Christene beleef hierdie goed. Ek en my vrou beleef hierdie goed in ons huis. Ons is so lief vir mekaar, maar daar kom tye in ons lewe waar ons so verskil van mekaar. En ja, mens raak baie keer soos Paulus en Barnabas ook skerp in verskil met mekaar. Maar ons is altyd lief vir die Here, ons is altyd lief vir die kerk, ons is altyd lief vir die groter saak. Dis pynlik om te verskil van mekaar. Moenie die eerste belangrike beginsel, as ons in hierdie teks lees, dink ek, ons moenie die eerste beginsel miskyk nie. Die eerste beginsel sê, Paulus en Barnabas het nie ewe skielik sondaars geword, omdat hulle 'n meningsverskil van mekaar gehad het nie. Omdat hulle verskil het van mekaar, het hulle nie ewe skielik hulle geloof verloor nie. Hulle het nie ewe skielik heidene geword nie. So wanneer jy en jou persoon in hierdie konfliksituasie is, en ons verskil van mekaar, dan bly ons Christene. Ons verloor nie ons identiteit in Christus nie. En die ander belangrike ding, as ek uit hierdie teks uit lees, waarom het die Here dit hier ingeskryf? Waarom het hy dit hier ingeskryf? Aan die een kant is dit hartseer. En daar's kommentatore wat hierdie teksgedeelte na daai kant toe lê en uitlê, wat sê hierdie is die hartseerste oomblik in die geskiedenis van die vroeë kerk. Dit mag nie gebeur nie. Dit moenie gebeur nie. En dan is daar ook 'n ander groep wat sê, ek gaan nou daarby kom aan die einde, te midde van, ten spyte van dit wat hier gebeur het tussen hierdie twee passievolle kinders van die Here, was God nog steeds in beheer en het God nog steeds gewen. So Christene hoef nie oor alles dieselfde te dink nie. Romeine 14 is so 'n belangrike teks, gaan lees dit. Daar praat Paulus oor hierdie goeters waar mense verskil van mekaar. Ons hoef nie altyd dieselfde te dink nie. Ons kan verskil van mekaar, sonder dat ons mekaar hel toe stuur daaroor. Efesiërs 4 vers 1 tot 3 sê, wanneer ons met mekaar so besig is, dan kom skryf hierdie selfde Paulus, dan moet ons nederig wees, sagmoedig, geduldig, dan moet liefde wees. En die belangrike ding van alles, die groter prentjie, moet die saak wees,
moet die saak wees van die koninkryk van die Here. Ek het vir jou 'n dingetjie geskryf, wat ek vir jou aan die einde van die dag sommer sal opstuur op die WhatsApp groepe. En dis hoekom ek op my foon kyk, ek lees nie WhatsApps nie. Dis die temas wat daar neergeskryf is, wat jy nou gaan kry. Efesiërs 4 vers 1 tot 3. Eenheid, as ons in eenheid is, en ons is in strewe soos Paulus en Barnabas, dan beteken dit nie dat 'n mens altyd dieselfde dink nie. Maar eenheid in Christus beteken dat ons vir die saak van Christus, en die groter saak van Christus, prioriteit moet gee. Ek kan van jou verskil. In hierdie konfliksituasie lyk dit vir my as ek hierdie twee ouens se storie vat, sonder om jou teenstander te word. Sonder om op die einde van die dag jou my vyand te maak. Dis maklik om dit te doen, ons kan dit doen. Die natuur hier binne in ons doen dit van nature. Maar wanneer ons hierdie teks in beginsel lees, dan lyk dit tog vir my, as ons aan die einde van die teks kom, en ons lees ander gedeeltes in die Bybel, dat hulle nie teenstanders van mekaar geword het, en vuur aangeblaas het en oorlog veroorsaak het met mekaar nie. Dit in my en jou konfliksituasies is die eerste belangrike waarheid. Wanneer jy in 'n konfliksituasie is, word jy nie ewe skielik ongelowiges nie. Ons werk baie keer met mekaar soos ongelowiges. Maar jy kan verskil van iemand. Jy kan, maar ons moet nie teenstanders van mekaar maak nie. Ek dink die tweede belangrike ding wat ek uit hierdie teks uit leer, is dat op 'n manier lyk dit tog vir my, kon hulle dit reg kry, miskien nie. Is dit nodig vir my en vir jou in konfliksituasies om die persoon van die saak op die tafel te skei? Ek dink dis die belangrike ding. Paulus en Barnabas kan baie maklik in hierdie situasie mekaar se vyande word en opponente word. En dan begin dit met, ek stem nie met jou saam nie Barnabas, ek stem nie met jou saam Paulus nie, en dan begin Paulus vir Barnabas sê, maar jy's verkeerd, en Barnabas sê vir Paulus, maar jy's verkeerd, en dan sê Paulus vir Barnabas, maar jy verstaan nooit nie, en Barnabas sê vir hom, nou weet ek presies wat 'n soort mens jy is. En dan raak dit lankal nie meer oor die saak Barnabas, of hy kan saamgaan of nie, dan raak hierdie twee mense in 'n oorlog met mekaar, en al die energie gaan na hierdie twee toe, in plaas van die saak. En in jou konflikte waar jy is, by die werk, by die kerk, by die huis, in jou huwelik, is dit die geheim, dis die beginsel dat die saak op die tafel moet bly. En dit is nie maklike goed nie. In pas met Jesus sê, Here, help vir my, Heilige Gees, help vir my, dat ek in hierdie konfliksituasie nie die persoon die prioriteit maak nie, maar gee vir my die krag, beheer my, sodat ek die saak op die tafel kan sit. As jy dit nie bewustelik, intentioneel doen nie, is ek en jy sondig natuur geprogrammeer om by die persoon uit te kom op die einde van die dag. En dan raak ek en Elma in hierdie situasie met mekaar besig, en dan gaan dit lankal nie meer oor die saak wat op die tafel is nie, maar dan word sy my vyand en ek haar vyand, en ons haal mekaar uit. Die tweede beginsel is, probeer die saak op die tafel hou, en moenie van die saak skuif, dat dit op die einde van die dag die persone is nie. Efesiërs 4 vers 25 leer vir ons mooi waarhede. Ek sal dit vir jou neerskryf, gaan lees dit sommer 'n bietjie. Is ek besig in hierdie konfliksituasie om die saak te hanteer, of is ek besig om die ander persoon af te breek? Waaroor gaan dit? Dis die toets. Dis belangrik dat ek en jy, as ek en Elma, of ek en jy, of wie ook al, dis die toets wat ons vir mekaar moet vra. Dit lyk tog vir my, as ek na hierdie teks kyk, of hulle dit kon regkry, en dan op 'n manier ook nie. Die derde belangrike beginsel wat ons moet hoor en wat ons moet onthou, wanneer ons met ander Christene, passievolle mense vir die saak van die Here, vir die evangelie, vir die koninkryk in 'n konfliksituasie kom, moet ek my eie hart ondersoek. Ek moet my eie hart ondersoek. My en jou natuurlike reaksie in 'n konfliksituasie is, verander asseblief vir hom of haar.
Dink Paulus sit daar en dan sê hy, ag Here, asseblief sal U nie net Barnabas verander nie, dat hy kan insig hê, dat hy asseblief vir Johannes Markus kan los en net saam met my kan gaan soos ek wil hê dit moet gebeur. Of aan die ander kant sit Barnabas daar en sê, Here Paulus, asseblief, kan hierdie ou nie net iewester 'n stukkie in sy hart kry vir 'n mens nie, verander hom asseblief, dan sal alles uitgesort wees. En in ons konfliksituasies doen ek en jy presies dieselfde. Wat was jou laaste fight gewees? Gaan dink sommer 'n bietjie daaroor. Here, verander asseblief vir Elma. Verander asseblief vir Marius, dan gaan hierdie ding uitgesort wees. Ek dink die gebed moet eerder wees, Here, verander my. Ek dink dis die nodigste. Wat dryf jou? Ek weet nie, tussen die lyne, wat is dit wat Paulus regtig gedryf het hierso? Is dit trots, vrees, seer kry, behoeftes aan die Heer, aan beheer, 'n stuk onsekerheid, die behoefte om reg te wees, reputasie, eie agenda? Ek dink tog as 'n mens vir Paulus gaan lees en jy lees in sy geskrifte, dan sê Paulus onomwonde, ek was seker nie die beste mens onder die son nie, maar vir my is die evangelie Christus alles en dis waaroor dit gaan. En ek dink sy behoefte en sy bedoeling was edel geweest, maar wanneer ek en jy in 'n situasie kom waar daar konflik is tussen gelowige mense en wat maak ons nou met mekaar, dan is die vraag, maar wat dryf my in my laaste fight met Elma? Is dit my eie trots, is dit vrees, seer kry, behoeftes, beheer, onsekerheid, my reputasie, wat is dit? En dan kom sê Spreuke 15 vers 1 vir ons, in pas met Jesus is ons natuur om die ander ou te wil verander. In plaas van om te sê, maar Here, wat van my? Sê Spreuke 15 vers 1, 'n sagte antwoord laat die woede bedaar. En ons kry dit nie reg nie. Ons kry dit nie altyd reg nie. Gaan rewind jou laaste paar konfliksituasies. Na die tyd sê vir jouself, Jesus, as ek net dit kon gesê het. As ek net dat kon gesê het. As ek net daai ding kon rewind en ek het dit nooit gesê nie. Maar mag ons sommer net vanmôre inpas met Jesus wanneer Christene wat lief is vir die Here, vir die saak, vir die koninkryk, vir mekaar, met mekaar verskil oor goed. So ewig dat ons ewig verskil daaroor. Mag ons, Here Heilige Gees, help my dat ek sagte woorde sal gebruik. En 'n teks wat ons maklik aanhaal is Matteus 7 vers 1 tot 6. En Matteus 7 vers 1 tot 6 is daai teks wat sê, jy mag nie oordeel nie. Jy mag nie oordeel nie. En dan gaan hy bietjie verder tot en met vers 5 wat sê, jy het 'n balk in jou eie oog, nou wil jy aan die splinterkarring aan die ander ou se oog. En dan gebruik ons daai teks uit konteks uit en dan druk ons dit op Paulus en Barnabas en dan sê ons vir hulle, Paulus en Barnabas, in Matteus 7 vers 1 tot 6 staan daar, jy mag nie oordeel oor mekaar nie. Paulus, wie gee jou die reg om te sê Johannes Markus is nie geskik om saam te gaan nie, jy oordeel dan nou? Kyk na jou eie lewe. Die probleem met Matteus 7 vers 1 tot 6 is nie die oordeel nie. As jy mooi gaan lees, dan staan daar so, haal die balk uit jou eie oog uit, sodat jy kan sien om die splinter in die ander ou se oog uit te haal. So sê daai teks dat gelowiges in konfliksituasies niks vir mekaar mag sê nie, want dan word jy die hele tyd op die tafel gesit dat jy oordeel. En ons mag nie oordeel nie. Paulus sê self, julle moet gaan kyk na wat hierdie mense vir julle leer. En as hulle vir julle onwaarhede leer, dan moet julle dit oordeel. Die woord in Grieks, hier in Matteus 7 sê onderskei. Daar's 'n verskil tussen oordeel en veroordeel. Veroordeel beteken, jy stuur iemand hel toe. Dit beteken, jy het besluit, die Here se genade is nie genoeg vir daai ou nie. En op grond van jou interpretasie is daai ou finish en klaar vir ewig in die hel. Dis nie my en jou voorreg nie. Maar Paulus sê, Jesus sê self in Matteus 7, ons mag oordeel, ons mag onderskei, sodat ons kan sien, as daar iets verkeerd is in iemand anders se lewe, sodat, sê Paulus, by meer as een geleentheid, ons daai broer kan help of suster, en dan, op die einde van die dag, iemand anders ter my kan help.
Maar die volgorde is belangrik. Matteus 7 kom sê Jesus, dit gaan oor van waaruit jy begin. Die balk en die splinter beteken nie dat party mense sulke groot sondes het en ander se sondetjies is so klein en dat ek nou by my groot sondes moet vassteek voordat ek by jou kleintjie kan uitkom of andersom nie. Dit gaan oor perspektief. As ek die hele tyd in jou lewe eerste jou sonde soek, dan is dit toer en klein. OK? Hoor jy wat ek sê? Maar as ek toelaat dat die Gees van die Here die volgorde verander en sê, Here, begin by my, wat moet ek sien? En as ek hier met myself besig is, dan raak dieselfde sondes, want daar's nie grootes en kleintjies by die Here nie, dis almal ewe groot. Maar as ek deur na jou kyk en ek wil daar by jou fout vind en by jou begin, dan op die einde van die dag is dit 'n klein ietsie, maar as die Gees my lei en sê, begin by jou, en as ek hier kyk na daai sonde en ek is hier by my besig en die Gees van die Here is hier by my besig, dan is daai sonde perspektief gewys omdat ek hier met hom besig is, so groot 'n balk. En dan sê hierdie teks, moet jy asseblief met jou eie balk begin. Vra vir die Here dat hy met jou besig sal wees, sodat jou eie sonde waarmee jy besig is, wat ons baie keer miskyk, dat hy dit eerste met jou sal uitsorteer. Sodat jy dan in iemand anders se lewe op 'n nederige, bloedgewaste manier 'n invloed of 'n uitreik kan hê. Hoor julle my hart? Hoor julle my hart? En dan vers 6 sê Jesus, moenie jou parels vir die varke gooi nie. Hy sê, hierdie is 'n geestelike beginsel. Dis 'n bitter belangrike geestelike beginsel hierdie. Hierdie geestelike beginsel, as dit nie in hierdie lig gesien word nie, dan is dit soos 'n parel wat jy voor die varke gooi. Dis soos 'n vreemde hond wat gaan omdraai en jou gaan byt. So natuurlik mag ons in mekaar se lewens 'n rol speel en moet ons, want dis hoe die Here vir my en vir jou help. Veroordeling beteken, ek stuur jou hel toe. Oordeel beteken onderskei en sien as daar iets fout is. En wat is die basis? Die Bybel is die basis, nie my prioriteite of my vooropgestelde idees nie. Maar dan is ek besig met myself. En wanneer ek dan met myself besig is, met hierdie balke in my eie oë, hierdie sondes waarmee die Heilige Gees met my besig is, kan hy my gebruik in iemand anders se lewens. So dit gaan oor my en jou hart. Ek dink 'n praktiese ding wat ek en jy moet doen wanneer ons in 'n konfliksituasie is dat ons moet stop. Ons moet stop. Wanneer jy twee gelowiges, twee liefdevolle mense, passievolle mense, oor 'n saak verskil en die energie raak hoog en ons is hier met verskillende perspektiewe besig, dan is die geheim stop. Ongelukkig doen ons dieselfde, doen ek dieselfde in my verhoudings as wat die mense in Witbank doen met 'n stopstraat. Ons ry almal oor die ding. Waarvoor is hy daar? Stop if you want to. Sit toon op petrol. Dit klink vir my waaroor stopstraat vandag gaan. Hier's 'n praktiese ding. Wanneer ek en jy passievol met hierdie worsteling van hierdie konflik tussen gelowiges besig is, stop. Staan stil, moenie onmiddellik reageer nie. Ons doen dit baie. Tree met God in gesprek. Ons is baie keer eerste besig. Dis hoekom die balk splinter ding, wanneer ek en jy met God in gesprek tree, gaan dit eerste oor die balk. Dit gaan eerste oor my en met hom, en met my en hom in die saak wat op die tafel is. En as ek in 'n gesprek, met hom tree, Here, ondersoek my hart. Die oë ondersoek, wat voel ek hier binne? Wat is dit waaroor dit regtig gaan? Is dit my seer? Is dit my wil? Is dit my... Wat dryf my? En dan die P verstop sê, probeer dan soos Jesus reageer. Nie hoe kan ek wen nie, maar Here, hoe kan ons hier in hierdie situasie so optree dat u saak en u koninkryk kan wen? Ek dink die vierde beginsel, ons doel
moet groter wees as ons persoonlike voorkeure. Wat is die doel? Wat is die doel? Ek dink hier gaan dit in hierdie teks, gaan dit op die einde van die dag oor die evangelie. En oor die evangelie het hierdie twee ouens uitmekaar uitgegaan. Ek dink dit was dalk nie die beste besluit nie, maar dit was 'n beter besluit as twee ouens wat die hele tyd met mekaar beklei het. Nie om hulle eie voordele te bevorder en voorkeure te bevorder nie, maar ek wil tog glo in hierdie teks dat hierdie twee ouens uitmekaar uitgegaan het sodat die evangelie op die einde van die dag bevorder kan word. En dan sien ons eintlik 'n baie mooi ding hier gebeur. En dit is die wonderlike God wat ons dien. Hy gebruik hierdie negatiewe, slegte ding tussen twee mense wat skei van mekaar en in verskillende koerse gaan, gebruik hy in plaas van dat dit kom steel en beroof en die koninkryk en die uitbreiding van die koninkryk stop, dupliseer hy sy goeie nuus in twee verskillende rigtings. Saam met die seer, saam met die hartseer. Ek dink die duiwel het gedink, as hy hierdie twee ouens uitmekaar uit kan kry, en hulle twee kan mekaar se vyande word, of ek en jy kan mekaar se vyande word, wanneer ons in hierdie konfliksituasie is, dan wen hy. En in hierdie geval gaan Paulus saam met Silas, hy gaan besoek die ouens, en van daar af gaan julle hoor, het hy sy derde sendingreis van daar af begin. En wat doen Barnabas? Hy gaan saam met Johannes Markus, en hulle kom op die einde van die dag, kom hulle uit by Troas, by die eiland waarvandaan hulle kom. En dis belangrik dat ek en jy sommer vandag dit ook in gedagte moet hou. Partykeer kan twee mense, Paulus en Barnabas, mekaar net nie vind nie, oor die saak nie. En dan gaan hulle uit mekaar uit. En te midde van dit, binne in dit, gebruik die Here op 'n wonderlike manier hierdie uit mekaar uitgaan, en is hy op twee verskillende plekke besig om sy koninkryk uit te brei en verder te laat gaan. Beteken hierdie teks dat konflik goed is? Dat hierdie erge tipe konflik van skerp verskille, dat dit goed is en dat dit moet baie gebeur? Nee, ek dink nie so nie. Ek dink die Here wil hê ons moet dit op 'n ander manier doen. Dit moet stop voordat dit skerp word in jou verhouding, in jou konfliksituasie. Dit sê ook nie, luister mooi, hierdie teksgedeelte gee ook nie vanmôre vir my en vir jou toestemming om uitmekaar uit te gaan as ons mekaar nie vind nie. Daar is tye wanneer daar gesprek moet plaasvind. Daar is tye wanneer vergifnis moet plaasvind. Daar is tye in konfliksituasies tussen geliefdes, tussen Christene, wanneer versoening moet plaasvind. Daar's definitief tye wanneer berou moet plaasvind, wanneer bemiddeling moet plaasvind, wanneer geduld moet plaasvind, wanneer verandering moet plaasvind. Maar dan is daar ook met hartseer tye wanneer twee mense uitmekaar uitgaan wat lief is vir mekaar, lief is vir die koninkryk, lief is vir die evangelie, maar elkeen van hulle is op 'n missie met wat besig? Met die evangelie. En hulle maak nie van mekaar vyande nie. En nou wil ek vir jou vanmôre sommer net na die einde toe bring om te sê dat in hierdie perikopie sien ons nie hoe die Here werk nie. In hierdie perikopie hoor ons net hoe hierdie ouens skei en hoe dit vir ons lyk na 'n verlies en dat die evangelie hier skade kry, maar ewe skielik dupliseer hy dit in verskillende rigtings. Maar as jy die res van die Bybel gaan lees en jy kom 'n bietjie op ander plekke, dan sien 'n mens dat daar iets anderster gebeur. Dan sien 'n mens, ekskuus ek wil nou net my plek hierso kry. Dan sien 'n mens dat dat Paulus in 1 Korintiërs 9 vers 1 tot 12, wanneer dit gaan oor mag 'n dominee geld kry vir sy werk, verwys hy weer na Barnabas. En dan sê hy, soos Barnabas. Nou dit kan ek en jy nie gebruik om te sê dat alles reg is nie. Daar's te min
bewyse in daai een versie wat sê dat hulle van daarna af, van hierdie insident af, iewester ooit weer saam met mekaar gewerk het en saam met mekaar hand aan hand in die koninkryk op 'n reis besig was. Maar hulle was nie vyande van mekaar nie. Al het hulle nie saam met mekaar gewerk nie, het hulle nie op die einde van die dag met mekaar in vyandskap geleef nie. Paulus verwys na hom. En dan die mooi in 2 Timoteus 4 vers 11, God is in beheer. In jou konfliksituasie en in my konfliksituasie, gee hy nie vir ons die toestemming om net uit te klim vir die geringste en te sê, nou is ek klaar, nou loop ek nie. Nee, ons moet vasbyt, ons moet probeer, al hierdie Bybelse beginsels. Maar wanneer paaie moet skei van mekaar, dan moet ons seker wees dat ons God daarmee betrek het. Maar dan 2 Timoteus 4 vers 11 sit Paulus waarskynlik besig met sy laaste brief wat hy skryf in die tronk en dan sê hy, asseblief, sal julle vir Johannes Markus asseblief hiernatoe laat kom. Want Johannes Markus kan my tot groot diens wees. Weet julle wie is Johannes Markus? Dis die ou wat die Markus Evangelie geskryf het. Dis die ou waaroor ons hier praat. Iewerster in die einde van Paulus se lewe het daar iets gebeur in Johannes Markus se lewe en hoe hy betrokke was in die koninkryk, dat Paulus gesê het, hierdie ou is tot groot diens in die koninkryk. Hy is nie my vyand nie. Kolossense 4 vers 10, Johannes Markus die neef van Barnabas, as hy by julle kom, het ek klaar vir julle opdragte gegee oor hom, en moet julle hom asseblief gasvry ontvang. Nie 'n vyandskap in Paulus se hart nie. So in 'n konfliksituasie is daar altyd 'n moontlikheid, deur die kragtige werking van die Here in sy gees, en dat dit, al draai dit baie keer skeef uit of krom uit, God in beheer is, en dat mense mekaar kan vind, en dat daar iewerster op die einde van die dag iets goed van mekaar gesê kan word. So, hoor jy die worsteling vanmôre? Hoor jy die stuk spanning? Maar hoor jy ook vanmôre die beginsels, die riglyn, die hulpmiddels. My gebed vanmôre is, Here, help vir my. Help vir my waar ek in my konfliksituasies nie reg genoeg optree nie. Wees my genadig, Here, vergewe my. Help my om in myself te grou, die balk raak te sien, sodat ek in iemand anders se lewe 'n invloed kan hê en 'n rol kan speel. Dankie dat jy in beheer is. So ek wil afsluit vanmôre, en ek gaan vir jou hierdie dingetjie stuur nou. Gaan dink sommer in die week, as jy weer in 'n situasie kom waar dit konflik is, dan vra jy vir jouself hierdie vraag: wat is werklik hier op die spel? Wat is werklik hier op die spel? Waaroor gaan dit regtig hier in hierdie situasie? Wat sien ek wat die ander persoon nie sien nie? En wat sien die ander persoon wat ek nie sien nie? Wat gebeur hier in my hart nou as ek met jou in hierdie konfliksituasie is? Hoe kan ek meer soos Jesus reageer? En wat dien God se saak, die groter saak, die beste in hierdie situasie? Wat moet ons doen in hierdie situasie, sodat God se saak en sy opdrag die beste gedien kan word? So bid vir my asseblief, soos wat ek vir jou bid, in daardie konfliksituasies, in daai moeilike, swaar situasies, tussen mense wat lief is vir die Here, lief is vir mekaar, lief is vir verlore mense, en lief is vir die kerk. Here, ek wil vanmôre vir U dankie sê, dat ons rondom hierdie moeilike tema so 'n paar gedagtes kan wissel. Ag Here, en ek wil vanmôre sommer net duidelik sê, dat U hier maar by my begin, soos wat U by ons elkeen begin. In ons konfliksituasies, Here, is ons so geneig
om te wil hê die ander ou moet verander, soos wat ek wil. Ek besef sommer net in hierdie twee mense se verhale, Here, is daar passie by al twee. Ek dink daar's 'n stuk pyn by al twee. Daar's opregtheid by al twee. Al twee van hulle is lief vir U, vir die kerk, vir die saak. Tog, Here, het hulle 'n moeilike ervaring met mekaar gehad. Maar dankie dat U ook die koninkryk op die einde van die dag deur hierdie moeilike situasie uitgebrei het, laat wen het en U nie verloor het nie. Ek bid so vir jou konfliksituasie. Mag die Here deur sy Gees en dit wat ons vanmôre gehoor het, met ons besig wees. Amen.